Liewe broer en suster, daar in Openbaring, hoofstukke 2 en 3, hoor ons telke male hierdie woorde, elkeen wat kan hoor, luister. Elkeen wat kan hoor, luister. Dit was die woorde van Jesus Christus aan elkeen van die 7 gemeentes in Klein-Asië. Elkeen wat kan hoor, en nou die sleutelwoord, luister. En dis 'n opdrag. En dan wie ore het en kan hoor, luister. Die 9de versie van Markus 9, waar dit oor die gelykenis van die saaiër gaan. Wie ore het en kan hoor, weer daai sterk woord, daai opdrag, luister. Luister. Dit was die woorde van Jesus aan die skare wat saamgedrom het om hom te kom hoor daar langs die see. Luister. En vanoggend, liewe broer en suster, kom Jesus met hierdie selfde woorde na ons toe. Want jy sien, die woorde van Jesus, die woorde van die Bybel, het nie 'n rak leeftyd nie. Dit bly waar tot in alle ewigheid. Luister. Hy kom sê vir ons vanmôre, luister, luister na my asseblief. Luister na my woord. Dit is wat hy van ons vra in hierdie wêreld wat afstuur op 'n ramp, op geestelike gebied. Ons is so bekommerd oor die oorloë. Ons is so bekommerd oor die verval in ons dorpe. Maar ons is nie bekommerd oor ons geestelike lewe nie. Ons gaan maar ons gang. Die Here God kom vanmôre na ons toe en sê, luister wat ek vir julle wil sê, luister na my woord. Die gelykenis van die saaiër was die eerste gelykenis wat Jesus vertel het. En hierdie gelykenis skets die beeld uit alledaagse lewe van daardie mense. Dit was 'n beeld wat hulle kon verstaan. Hulle het geweet van saai. Hulle het geweet hoe die grond bewerk moet word. Hulle het geweet hoe om te oes. Hulle het dit verstaan. En hierdie gelykenis gaan oor 2 dinge. Naamlik saad en grond. Saad en grond, hou dit vas nou. Saad word gesaai en die grond lewer die oes. En hierdie verhaal is tot vandag toe ook nou waar ons na hierdie boodskap luister, net so belangrik as in die ou tyd, as destyds. Dit raak ons geestelike lewe in besonder aan, juis in hierdie tyd van geestelike verval. Wat jy sien, die saad is die woord van God en niks anders nie. Die ware woord van God, dit wat daar geskryf staan. Nie net sekere deeltjies nie, net sekere bladsytjies wat ons wil uitskeer nie, en dit verander soos wat dit ons pas nie. Nee, dis wat daar staan van die vroegste tyd af, bly waar. Die saad is die woord van God, die evangelie van die koninkryk, die waarheid en niks anders as die waarheid nie.
Dit is die saad wat Jesus in ons harte wil saai. En weet jy wat? Hierdie woord, die Bybel, is 'n kiem van lewe. Dis nie 'n kiem wat doodmaak nie. Dis 'n kiem wat lewe bring. Dis 'n boodskap van vreugde, van jubeling, van blydskap. As ons hierdie woord in ons hand neem en hom oopmaak en dit lees en dit bestudeer en luister. Dit is 'n fontein van lewende water. En as ons by hierdie fontein vertoef en hierby bly, sal ons geestelik nooit dors kry nie. Liewe broer en suster, nou kom die vraag, maar hoe gebruik ons hierdie saad? Hoe gebruik ons hierdie Bybel? Weet jy wat? In so baie gevalle in hierdie ou bedorwe wêreld is hierdie saad weggepak. Is dit weggeberg iewers? Dalk in 'n kas. En in die meeste gevalle weet ons nie eers waar ons dit weggeberg nie. En sou ons dalk weet dat dit in daardie kas is, as ons daar kom staan voor daardie kas, dan sê jy so, "Sjoe, maar die sleutel is weg. Die laaie en die deurtjies is toegesluit. Die woord is weg." En wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons net een ding, die evangelie boodskap word net nie meer gebruik nie. Verlore is die enigste wapen wat ons het om die aanslag van die bose aan te durf. Om teen die bose te veg, niks anders nie as hierdie woord nie, liewe broer en suster. Ons staan dan daar wapenloos. En kort voor lank bevind ons in die vuil kloue van ou Satan en ons kan nie loskom nie. En weet jy wat? Die wapenloses, die mense sonder die Bybel, word dag na dag meer. Al hoe meer mense gebruik die Bybel nie meer soos dit hoort nie. Daar in Openbaring 2 lees ons van die tempel van Satan. En hierdie tempel word al voller en voller van wapenloses, mense sonder die Bybel. Wat die Bybel het, fisies het iewers, maar dit nie gebruik nie. En ons sien dit so dikwels in die eredienste. As ons sê, kom ons slaan die Bybel nou oop en ons lees dit en dit daaruit, dan hoor ek nie meer die geritsel van die bladsye nie, wat so mooi is in 'n kerk nie. En so beteken dit dat ons as kerkgangers sonder 'n wapen is. Maar natuurlik redeneer ons as ou sondige ou mensies, maar wat maak dit saak? Want dit word tog op die bord, op die skerm, kan ons dit lees. Waarom nog die Bybel saambring? Dis ook in baie gevalle te lees op ons selfoon, waarom die Bybel nog saambring? Waarom al die moeite? En weet jy wat, met al hierdie vrae, probeer ons maar net troos, dat ons nie meer die Bybel gebruik nie. En wat gebeur dan? So verouderd hierdie saad. So word hierdie saad oud in die lewens en die harte van die mens. En so gaan die krag van die saad verlore, wat bestem is om gesaai te word en uiteindelik geoes te kan word. Om ons voor te berei vir 'n ewige lewe. Geestelik word ek en jy dan al armer en armer. Van die Bybel, die saad, word nie meer reg gebruik nie. Dit is die saad. Kom ons kom nou by die grond. Kom ons kyk na die grond, waarop die saad moet val om te ontkiem. Waar is hierdie geestelike grond? Weet jy waar dit is? Hier in ons harte. Dit is die grond. Dis die saaiakker. Die hart is die geestelike en emosionele sentrum van
van die mens. Want wat in die hart gebeur, bepaal ons hele lewe en ons optredes daar buite. En wat belangrik is, weet jy wat is belangrik? Luister nou mooi. Die Here stel besonder belang in die toestand van ons hart. Hoe jou hart lyk, hoe gesond jou hart is, hoe gereed jou hart is om die saad te ontvang. Maar nou kom die waarskuwing, daar's ook iemand anders wat belangstel hier in ons hart. Daai stout mannetjie met die naam van Satan stel ook intens belang in ons hart. Want hy is die man wat nie wil hê dat ons hart, ons hele hart aan Jesus gee nie. Sy belangstelling is dit om te verhoed dat die akker 'n vrugbare koninkryksoes oplewer. En daarom sal hy alles doen om hierdie saailand so te besoedel dat dit net nie moontlik is vir godsvrugtige oes nie. Wat jy sien, liewe broer en suster, dit is mos nou so 'n vuil hart. 'n Hart gevul met Satan, met al die lelike dinge, kan mos nie daai saad ontvang wat Jesus daar wil saai nie. Want daar's nie plek nie. By die lees van hierdie gelykenis, ons ken hierdie gelykenis goed, vind ons 4 plekke waarop die saad val. Op die pad, op 'n klipbank, tussen onkruid en dan die 4de een op goeie grond. En weet jy wat? As jy dalk hierdie gelykenis al intens gelees het en bestudeer het, dan sal jy vind dat die 4 word in so volgorde geplaas dat die saad se kans om te groei al sterker en al beter word. Het jy dit al opgemerk? Gaan lees weer vandag daardie gelykenis. In 3 gevalle bereik hierdie saad nie sy doel nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Omdat dit nie reg ontvang word nie. Met ander woorde, daar's fout met die grond. Daar's fout met die grond. En so is dit ook geestelik met ons. Die fout lê by ons hart. Ons hart is gesluit vir daardie saad. Die fout lê nie by die saad of by die saaier nie, o nee, maar by die kondisie van die grond, waarop die saad val, bepaal die mislukking of die sukses van 'n oes in die alledaagse lewe, nê? Jesus sê vir die skare, kom ek vertel julle waar hierdie saad alles val. Op die pad val dit. En hierdie saad word dadelik opgepik in die lewe. Die voël sak toe. Want jy sien daai, die pad is hard. Van al die voetstappe en al die spore en alles wat daar oor gegaan het, die pad waarop ons ry vandag is hard. Dis net onmoontlik dat saad daar kan deurbreek deur daai harde kors om daar te kan ontkiem. Dit bly bo lê en so is dit met die hart van die mens wat hard geword het. 'n Hart wat verhard is vir daardie saad, verhard is vir hierdie saad om dit te ontvang, liewe broers en susters. Ek is ernstig vanmôre, want bekommer my so dat ons harte gesluit is vir hierdie woord. Wat jy sien, die Bybelboodskap wil ons nie meer ontvang nie. So baie van ons wil dit eintlik nie meer lees nie. Wil nie meer daaroor praat nie. Wil nie. Wat is die sleutelwoord? Wil nie
daarna luister nie. Wil nie na God se woord meer luister nie. Ag nee, dis ou stories daarie, dis 'n ou boek daarie. En wat gebeur? Die bose sak nou toe. En hy pik daai saad weg met sy slinkse snavel. Jesus sê vir die skare, daar's ander saad wat val op 'n klipbank. Bo op die klipbank is daar grond, ja, maar net so 'n bietjie dik. Nie baie dik nie, net so 'n bietjie. En die saad, dadelik gaan die saad in. Maar dit kan nie ontkiem nie, dit kan nie wortels skiet nie, want die wortels kom te staan teen daai klipharde bank. En die son verdroog dan daai saad. Die vlak grond laat nie toe dat hulle genoeg vog het om te ontkiem nie. Daar's geen bestaansmoontlikheid vir hulle nie. En op ons geestelike lewe beteken dit net dit. Ons hoor die goeie nuus en ons ontvang dit met blydskap. Daai saadjie wat gesaai, ja, daar's 'n bietjie grond, so dit gaan in. En so is dit met ons hoor die goeie nuus. Ons hoor hierdie boodskappe. Wow. En ons is so opgewonde. Ons is so opgewonde in die oomblik as ons daar buite kom en ons maak kontak met hierdie ou wêreld se verkeerde dinge, dan het ons daai opgewondenheid skoon vergeet. Ons laat nie toe dat hierdie woord wortel skiet in ons harte nie. My blydskap is slegs van 'n kortstondige ervaring wat ek beleef. Maar ek laat nie toe dat hierdie saad by lewenspatroon verander nie. 'n Lewenspatroon aan God gegee nie. Liewe broer en suster, watter klipbanke lê daar nog onder die oppervlak van ons harte? Hoe groot is daai klipbanke? Hoe hard is daai klipbanke? Ons moet dit stik en kap. Ons moet dit weggooi. Want dit belemmer die groei van die goeie saad, die ware boodskap in ons lewens. Jesus sê vir die skare verder, maar daar's nog saad wat val tussen onkruid. Tussen onkruid. En ons weet mos, ons wat prakties is, ons wat landbouers is, ek persoonlik ook, my daar op die plaas, weet dit, dat onkruid verhinder dat gesaai dis behoorlik groei. Want jy sien, dis nie net goeie saad wat ontkiem het nie, maar ook onkruid ontkiem en hulle ontkiem baie vinnig, hoor. Onkruid verstik alles rondom dit. Dit gee nie plek vir die goeie saad om te groei nie. Dit val alle vog weg. Staan so geskrywe in Matteus 13. En in ons geestelike lewe, gaan lees 'n bietjie Markus 4 vers 19. Die 19de vers stel dit vir my so pragtig van die saad wat as die onkruid val. Daar staan geskrywe, die sorge, die bekommernis van die mens in hierdie lewe en die verleidelikheid van rykdom, ons wil net meer vergader elke dag, net meer en meer en meer. Die verleidelikheid van rykdom en die begeerlikheid van allerhande verkeerde dinge verstik die woord en dit bly sonder vrug. Hoe tragies, né? Die sorge van die lewe. Die verleidelikheid van rykdom. Die begeerlikheid van verkeerde dinge. Ons hoor die goeie nuus, ja.
Maar ons word verstik deur al die wêreldse aanloklikhede wat tog so aantreklik is. Ja, tog so aantreklik. So heerlik. Dit wat aangebied word in daardie tempel van Satan waarvan Openbaring 2 skryf. Wat moet ons doen? Raak ons slaaf van hierdie dodelike onkruid in ons lewens. Maak ons harte skoon, ruk dit uit, sodat dit nie kan groei nie. Anders gaan dit jou hele lewe verstik en verwoes. En dan is jy nutteloos om God te dien, om sy boodskap uit te dra, om van hom te getuig. Nutteloos vir sy koninkryk. Waaroor gaan ons gesprekke deesdae? Oor so baie ander dinge. O my liewe broer en suster, ek luister vanmôre in die konsistorie ook in stilte. Waaroor gaan ons gesprekke? Maar Jesus, staan net 'n bietjie eenkant, staan net 'n bietjie eenkant. Later gaan ek met jou praat, Jesus. Maar nie nou nie. Nou kom Jesus en hy sê vir ons, soos hy vir die skare gesê het, die saad moet op goeie grond val. Grond wat bewerk is, wat bemes is, wat gereed gemaak is om 'n goeie oes op te lewer. Dit is waar die saad moet val. Waar dit sal ontkiem, waar dit sal groei, 'n groot oes oplewer. Hoe ontvang ons hierdie saad? Luister nou. Luister mooi. Ons hoor die blye tyding. Die boodskap van die Bybel. Ons hoor dit. Ons maak ons harte op daai oomblik oop om daai saad te ontvang. Ons neem dit met ander woorde aan. En ons luister. En ons luister. Is dit al wat ons moet doen? Hoe sê julle? Is dit al wat ons moet doen? Net luister? Nee. Want nou kom die werk vir ons. Ons wat geluister het, ons wat gesê het, ja, ons wil werk vir Jesus Christus in die koninkryk. Nou begin ons werk. Dit kan nie net by lippetaal bly nie. Nou begin ons werk. Die Here sê, die lande is gereed vir die oes. Gaan uit en bring daardie oes in na my skure hier op aarde. Bring dit in. Doen dit gewilliglik. Doen dit met beleidskap. Want ons is nou God se kinders, ons het daai saad ontvang en ons gaan dit hou. Ons het mos ons harte oopgemaak. Ons het mos geluister. Ons gaan nou werk. En dis die toets, liewe broer en suster, of ons gaan werk vir sy koninkryk. En ons maar net die Bybel lees en hom maar weer toemaak. Gaan ek en jy vanmôre hier uitstap om vir Jesus Christus te werk. Ek pleit by jy. Kom ons maak ons lewens 'n oesland vir sy koninkryk en nie 'n saailand vir die bose nie. En wat van die saaier ten slotte? Wat van die prediker, die evangelis, die boodskapper? Wat van die kerkraadslede, die kerkleiers? Wat van die gewone lidmate? Wat van ons? Weet jy wat, ons dra so groot verantwoordelikheid om die ware evangelie te verkondig. Oral in geselskap om die braaivleisvuur, daar waar ons partytjie hou. Dis die geleenthede daar om te saai. Dit is wat God van ons verwag as sy gehoorsame kinders. Ons moet dit doen met toewyding en met dankbaarheid. Ons moet hierdie woord nie met 'n sousie bedek nie.
Daar is werk vir ons. En luister nou mooi. Luister nou mooi en kruisig my wat ek nou gaan sê. Of stap saam met my hierdie pad. Daar is deesdae mense wat roekeloos omgaan met hierdie saad, met die woord van God. En daar lê ons arbeidsveld. Daar is werk vir ons. Kom ons konfronteer hulle met die wapen, met die goeie saad. Kom ons doen dit nou. Want as ons dit nie nou doen nie, gaan kosbare siele daar buite verlore en sterf sonder God. Omdat baie van ons mense die goeie saad wat Jesus Christus vir ons gee, verwaarloos. Dus kyk maar net dat daai saad maar val op 'n pad wat hard is. Op 'n klipbank tussen onkruid. Jesus Christus vra vir my vanmôre. Luister wat ek vir jou sê. Dierbare Here, U het met ons gepraat. Mag dit waar wees. Dat ons lewens, ons harte aangeraak is vanmôre. En dat ons vir U gaan werk. Die tyd is so kort. Help ons daartoe. In Jesus naam. Amen.